Op Saterdag 28 Februarie lees ek vir ons uit Esegiel 36 vers 26. Ek sal julle 'n nuwe hart en 'n nuwe gees gee. Ek sal die kliphart uit julle liggaam haal en julle 'n hart van vleis gee. Klip is hard en nie responsief nie en verander nie sy vorm nie, tensy jy dit met 'n bytel hamer of met 'n masjien in stukkies inbreek. En dit was die realiteit waarin gelowiges vir wie die teks geskryf was vasgevang en gesit het. Hulle gebeure en omstandighede het hulle hard gemaak. En daar is nie 'n manier waarop hulle self deur hulle eie krag deur die hardheid kan breek nie. God bytel en breek nie aan ons nie. Hy verander die substansie van ons harte. Wat doen hierdie vers aan jou, waar jy voel jy vasgesit, waar jy vassit in die harde werklikheid van jou gebeure en omstandighede, en dit wat die lewe aan jou gedoen het? 'n Nuwe hart is nie iets wat ons koop, verdien of verwerk nie. God gee dit op grond van die sterwe van Jesus Christus. Waarom sal ons dit nie aanvaar nie en steeds kies om aan die kliphart te bytel? Kom ons bid saam. Here, ek kom vandag na U toe met 'n ou hart, 'n hart wat soms hard geword het deur teleurstelling, deur sonde en vrees, selfbeskerming. Neem die hart van klip uit my binneste weg, Here. Breek die hart uit wat my doof maak vir U stem en blind maak vir ander se nood. Gee my 'n hart van vlees, sag, wat kan luister, 'n lewende hart wat kan lief hê, 'n gehoorsame hart wat U wil soek. Skep in my 'n nuwe gees, een wat oop is vir lyding, wat nie vasklou aan bitterheid nie, maar wat getrou op die genade wag. Vernuwe my diep binne-in, waar niemand dit anders kan sien nie, en wat ek self ook nie kan verander nie. Laat my lewe getuig dat U alleen harte kan verander. Amen.